die woord van die Here. Amen. Ja, broer suster, as jy lief is vir die woord, dan wil ek jy vanmôre vra om net lekker terug te sit. En luister vanmôre maar die woord van die Here moet ons bespreek. Ek wil vra, ons die kindertjies, ons is lief van kinders. Amen. Hulle moet groot word in die kerk. Hulle moet nie geraas word nie, stem jy saam? Ja. Amen. En hoe meer u besig is vanmôre en saamstem broer suster, hoe vinniger gaan ons klaar kry. En dan kan die vroeër huis toe gaan. Sê amen. 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 Lekker om vanmôre saam met u te wees. Ek gaan vir ons lees in Titus 2 vanaf vers 11. Titus 2 vanaf vers 11. Hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Ja. En u moet vanmôre die skrif inneem. Ek en u moet vanmôre, broer suster, hoor wat die Here vir u en my wil sê. Hy sê, want die reddende genade, ek en u is afhanklik van God se genade. Kan jy amen sê? Amen. En het aan alle mense verskyn. Nie net aan die goeies of net aan die slegtes nie, aan alle mense verskyn. En hy sê in vers 12, en leer ons om die goddeloosheid, die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Net so ver van ons gebed. En dankie Here dat ons vanmôre kan saam wees. Dankie vir die jaar 2025, Februarie maand, Here wat u ons geskenk het om vanmôre hier in Leeuwerdaan een te kan sit. En ek wil bid vanmôre, Here laat u my so help dat u die woord versuiwer kan vanmôre. U my eie woorde en u my woorde gedryf deur die Heilige Gees. Ondersteun met krag van u. Here laat harte vanmôre sal oop wees om te ontvang dit wat u vra. Weet ons bespreek en sê vir my dankie daarvoor. Amen. Amen. Ek wil graag vanmôre met u en my broer en suster praat oor 'n woordjie. En die woordjie se naam is waarde. Daar is twee kante van hom. Daar's 'n kosbare waarde van iets en dan is daar iets wat waardeloos is. So die woordjie waarde kom op twee plekke voor en ek en u moet vanmôre kyk wat ag ons vanmôre as waarde. En broer en suster, wanneer is ons besig met waardelose dinge in ons lewe? Ek gaan 'n paar punte uithaal wat vir die kind van die Here belangrik is vir u en vir my vanmôre. Broer en suster, daar's baie ander plekke, daar's baie ander aspekte, maar miskien kan ons vanmôre op een of twee van hierdie ag gee. Die eerste wat die Here op my hart lê, is vanmôre om oor die daaglikse lewe te praat. Daar waar ek en u beweeg, broer en suster. Jy weet, ons het vandag wat die Here vir ons gegee het. Stem jy saam? En ek en u kom tussen mense, en ons kom in omstandighede, en ons kom vanmôre op plekke, en ons kry geleenthede, en ons kry stampe, en ons kry stote, en ek en u het moet so baie dinge elke dag te doen. En nou moet ek en u 'n waardebepaling maak, van is dit iets om aan waarde te heg, of is dit van minder waarde? As dit minder waarde is, moet ons 'n wegstoot en ons moet konsentreer op dit wat van waarde is. Nou een broer en suster wat ek vanmôre graag wil praat, is somme hier by die middelpunt begin, hier by die kroon begin. Jy weet, hulle sê as jy wil vir 'n vrou of 'n man vra, lewe jy 'n goeie lewe, dan vra die man vir die vrou sal goed antwoord, en jy vra die vrou dan is dit net anders op. Is dit ook maar nie so nie. Want ek kan vanmôre vir u 'n baie mooi prentjie voorhou. Ek kan vanmôre mooi aangetrek wees en ek kan mooi voorberei wees, broer en suster. Maar ek wil vir u sê dat wanneer ek by my huis is, maak dit saak watter waarde ek het. Wanneer ek vanmôre daar by die petroljoffie staan en hy is so vinnig soos ek graag wil hê moet wees nie, dan sien ons watter waarde heg ek aan daardie man en aan sy amp. Is dit nog nie so nie? Vanmôre wil ek dan met een van my praat, broer en suster, in ons huise. Wat is vir jou waarde daar? Wat is vanmôre dit wat jy kan sê, Here,
hierdie maat wat U vir my gegee het, wat hier langs my is vir my waardevol. En tog as jy iets het wat waardevol is, behandel jy dit so. Ek het al iemand gesien wat 'n sakkie by hom dra, dan is daar iets in daai sakkie wat van baie waarde is, en hy koester daai dingetjie, hy beskerm hom met alles wat hy kan. Ek kan vir die Here, ek wil vanmôre daar nou in die huis ingaan en ek wil vir jou vra vanmôre, man, hoe ag jy vanmôre jou vrou se waarde? En hoe ag jy vanmôre die kindertjies wat die Here vir jou gegee het, wat se waarde heg jy vanmôre dit wat jy gekry het? En dan kom ons natuurlik aan die ander kant gaan en ek wil vanmôre vir elke suster en elke vrou wat in hierdie kerk sit, wil ek vra, watter waarde heg jy vanmôre aan die maat wat die Here vir jou gegee het, waarom jy elke dag saam leef? Is dit vanmôre vir jou waardevol? Ja, ons almal kom op 'n laagtepunt, ons almal kom wat ons voel, jy sê iets wat jy nie moes gesê het nie, dit is so. Maar ek wil vir u sê, die Here wil vanmôre vir u en vir my herinner, dat ek en u moet vanmôre weer waarde vir mekaar kry. Ek en u moet vanmôre mekaar weer kan nader trek, broer en suster, en kan sê, jy is vir my waardevol. Want is ons toch maar nie geneig vanmôre, broer en suster, om 'n vinger na mekaar te wys. Is dit toch maar nie so maklik om vir die een vir die ander ene te sê, maar jy het so gemaak, en jy het so gedoen, en broer en suster, om so maklik die verkeerde en die foute te kan uithaal, en dan eintlik word jy besig deur jou optrede met waardelose sake. Kan nie vanmôre saamstem, broer en suster? Hou net moet ons gaan na beter is toe. Maar die Here wil vanmôre vir u en vir my weer opnuut sê, dat ek en u met mekaar vanmôre waardeer. Amen. Amen. Ek en u moet vanmôre jou maat waardeer. Kinders, julle met julle ouers vanmôre weer opnuut waardeer. Kry vanmôre 'n waarde aan 'n pappa en aan 'n mamma vanmôre. Ja, hulle maak foute en ja, daar's tekorte. Daar's dalk tye wat dit nie is soos jy dit graag wil hê nie. Daar's dalk in die huis baie keer hulle het die maatjies se ouers het dalk meer. Maar kry vanmôre weer die waarde van 'n pappa en van 'n mamma vanmôre. En man en vrou kry weer vanmôre die waarde van 'n huwelik wat die Here ingestel het, wat hy vir ons gegee het. Kan jy amen sê? Amen. Wil ek en nie vanmôre na ons self kyk nie, dit is so maklik. Broer, suster, as my vrou vir my sê, jy maak so, sê jy, jy maak so. Is dit nie so nie? En weet ek julle huis nie. Broer, suster, maar laat ek en nie vanmôre, so sê, Here, help my, dat ek die waarde vanmôre van my man sal besef. Here, help my, dat ek vanmôre die waarde van my man sal besef, en dat ek hom sal koester, en dat ek hom sal waardeer, en dat ek hom sal vanmôre hanteer soos iets wat waardevol is. Amen. Jy weet, ons kry goeie mense. Jy die goeie mense? Jy moet hulle vanmôre met waarde hanteer. Maar die Here praat die laaste tyd met Johnny met my. Ek het 'n gevoel gehad oor 'n dromkrabber. Ons het 'n groep in ons straat, ons area. En die mense is vinnig met dromkrabbers. Dit is een van hulle. Maar broer en suster, ek wil vanmôre sê, waardeer ons vanmôre dat daar die man wat in die dromkrabber. As dalk nie vanmôre vir u nie, die Here het my so vasgestop. En ek besef, wat God het 'n waarde vanmôre vir 'n dromkrabber. Die Here het vanmôre waarde, broer en suster, vir hulle, wat dalk nie so is soos ek en u. Hulle dalk vanmôre, broer en suster, wat 'n moeilike pad loop, wil die Here vanmôre hê met ek en u waardig ag. Weet jy hoekom is daar soveel stikkende mense vandag? Omdat ander mense hulle nie met waarde behandel het nie. En jy weet, dan draai dit om, as kom iemand ons kan, en hy hanteer my nie met waarde nie, dan vra die Here waarom en hoekom. Want weet jy vanmôre,
alle mense wat hy geskaap het, vanmôre waardevol. Kan hy almal sê? En hy kyk vanmôre of hy enige een, broer en suster, kan nader trek na hom toe. Hy ag die waarde van die mens, wat ek en u dalk vandag minder waardig ag. Ek wil môre ernstig met my en met u praat, voordat ons met 'n minderwaardige gesindheid na ander kyk, dat ons eers sê, Here, U is my genadig, want U was vir my genadig. Kan jy amen sê? Amen. Hoeveel male het ons die mense gesien by 'n graf staan? Hoeveel male het ons die mense gehoor en hulle trane vloei en sê, het ek maar nog 'n kans gehad om iets goeds aan jou te doen? Het jy dit al gehoor? Ja, amen. Maar broers, ek en jy vandag nog die geleentheid om mekaar waardig te kan hanteer. Om vanmôre te kan sê, dit wat ek wil gee, gee ek vir jou na my beste. Sodat wanneer ons by die graf staan, dat ons sê, dankie Here, en dat ek hierdie persoon met waarde geag het. Dat ek dit gedoen het, terwyl ek die kans gehad het. Ek kyk op Facebook, miskien het jy dit ook gesien, dit is so pink, edelgesteente, wat hulle foto van geneem het, baie is fake, ek weet dit, maar kom ons ag dit nou maar as die waarheid, en hulle sê dat hierdie edelgesteen het hulle gebruik as 'n deurstopper. Ek dink dit is Amerika of ergens, dit was nie hier rond gewees nie. En hulle het dit gebruik as die deur oop maak, dan sit hulle om daar teen aan, dat die deur nou nie kan toeslaan. En toe op 'n stadium het iemand hierdie ding gevat, of hierdie edelsteen gevat, en hierdie ding gaan ontleed. En toe besef hulle, hy is miljoene rande werd. En ek dink so 'n bietjie toe ek nou lees dat dit is dan tragies dat jy 'n kosbare produk het, maar jy gebruik dit as deurstop. En kind van die Here, is dit nie baie male dat ons soveel kosbaarhede het, maar ons besef nie die waarde wat ons het. Amen. Weet u vanmôre hoeveel waardevol ek en u vanmôre vir die Here is? Weet u hoeveel waardevol is ons vir die werk van die Here vanmôre? Weet u wat u kan beteken vir God se werk? En baie male minag ons onsself. En jy weet, ek het gedink aan hierdie deurstopper, dat ek dink mense het hulle voete gevat en dan druk hulle hom so teen die stop, en as die deur nie wil oopmaak, dan vat hulle die ander voet en stop hulle hom weer weg, en dan maak hulle die deur toe. Hoeveel male, broer en suster, gebruik ons nie ons voete vir waardevolle dinge, en ons dink ons kan dit sommer net 'n bietjie rondskop en rond beweeg. Hoor ek vanmôre wat die Here vir een van my wil sê. Broer en suster, ons besef nie die waarde in hierdie artikel of dit wat ons pad langs kom nie, of die geleentheid wat die Here vir ons gee nie, en ons maak dit waardeloos. Maar eintlik het die Here vir ons iets kosbaar in ons hande gegee. En die wat vanmôre hier sit, wil ek vir u sê, is nie per toeval hier nie, maar die Here het vanmôre die waarde geag, sodat ek en u vanmôre kan saam wees, dat ons vanmôre kan lekker sing soos ons gesing het, dat ons vanmôre kan uitstap en sê, die Here het hier in my binneste my verkoop, en ek het moed en ek het krag vir die week wat voor lê. Amen. Ek het 'n tweede saak wat ek net dalk wil van waarde wil af, en dit is vandag. Weet jy hoeveel waarde lê in vandag, broer en suster? Maar as jy na mense luister, dan is hulle besig met gister. Soveel mense, broer en suster, en ek en myself, ek steek my hand op hom, laat toe dat die vyand ons besig hou met dit wat gister gebeur. Jy kan maar luister wanneer daar 'n verskil in 'n gesprek kom, wat doen mense? Hulle sê my, jy het so gemaak, en daai dag het jy dit gedoen, en mense bly besig met die verlede, en hulle kan kyk altyd wat hulle kan uithaal, die negativiteit
in die verlede, broer en suster, alhoewel die Here vir ons vandag gegee. En mense gebruik nie vandag nie, omdat hulle die verlede gebruik om vandag, broer en suster, minderwaardig te maak. Mense gebruik ook nie vandag nie, omdat hulle besig is met môre. Weet jy vanmôre dat hoeveel mense sit en vrees vir dit wat môre gaan gebeur? Was jy al daar? Was jy al bekommerd omdat jy môre vir 'n onderhoud moet gaan? Was jy al bekommerd omdat jy môre dalk in 'n hofsaak moet wees? Was jy al bekommerd omdat jy môre dalk 'n lang reis moet aanpak, broer en suster? Baie male is die vyand besig om vir u en vir my met môre besig te hou. Baie mense is so bekommerd oor wat gaan gebeur, wanneer gaan Jesus kom, gaan daar wegraping wees, gaan daar nie ene wees nie, gaan ons die verdrukking deur, gaan ons nie verdeur nie. En broer en suster, daar is soveel mense wat soveel uitlatings maak, en mense raak bekommerd, broer en suster, maar hulle vergeet dat die Here vandag vir ons gegee het, en u het vanmôre 24 uur om te doen en te lewe en die beste uit te haal in die Sondag wat die Here vir u gee. En amen sê. En ons kan kyk hoe ver is ons al 10:30. Wat het ek en u gedoen vanmôre in hierdie dag, broer en suster, om hierdie dag sukses te maak? Ons kan kyk vanoggend vanaf ons opgestaan het, wat was ons woorde gewees tot nou toe? Ek en u kan kyk wat was ons gedagtes in geval met hierdie dag. En broer en suster, kan ek nie tog maar nie vanmôre erken en sê, Here, ek is besig om hierdie dag nie waardevol te gebruik nie, maar ek gebruik om minder waarde, die tyd, die minute, die 1440 minute wat u my gegee het, gebruik ek nie ten volle nie, want dit wat ek spreek is nie positiewe woorde. Ek kan tog maar vanmôre vir ons almal vra, ek kan dalk by my begin, en dan kan ek sê, wat het ek gedoen met my woorde? Wat het ek gedoen vanmôre? Wat het ek 'n glimlag in my opstaan gehad met hierdie? Of het ek gesê, dis nog 'n dag, wat ek nog moet hier kom, en hoe gaan dit hierdie dag kom? Want die vyand het reg gekry, dat ek en die broer en suster nie meer waarde heg aan die tyd wat die Here vir ons gee. Ek het vanmôre vra, hoe lank gaan jy nog lewe? Hoe oud gaan jy word? Wat gaan jy vir my sê? Ek het al met gesproke dat ek sê, ek gaan 100 jaar oud word. Maar broer en suster, dood en lewe is vanmôre in die hand van die Here. En wat wil ek vanmôre vir my vra? Gebruik die tyd wat ek vir u gee vanmôre, en gebruik dit met waarde. En wanneer ons begin en ons die waarde besef wat God vir ons wil gee, hoeveel meer, broer en suster, sal ek en u nie bereik in die dag, en sal ons versekerd wees, dat wanneer die bassein gaan blaas, dat ons nie teleurgestel sal wees by die koospoort. Stem saam met my. Gebruik vandag se geleentheid. Gebruik vandag se uitdaging wat jy het. Of dit dalk 'n groot is of 'n maklike is. Gebruik die uitdaging vandag. Kom ons praat positief. Kom ons hanteer dit. Jy weet dat die woord van die Here sê die krag en die mag lê in die tong. As u vanmôre sou opstaan en u sou sê dit gaan 'n slegte dag wees, dan moet dit vir u 'n slegte dag wees. Maar wanneer ek nie positief sê, Here, ons gaan hierdie dag na die beste gebruik, en ons gaan elke uitdaging gaan ons gebruik, en ons gaan dit in 'n geleentheid omskep. En ek gaan die beste daarvan maak, dan gaan ek en u se lewe totaal verander. Ons huishoudings gaan verander. Ons bure, broer en suster, langs ons gaan anders met ons praat. Ons kerkgangers gaan dan anders te sien. Dus wil jy nie vandag dalk gebruik vir 'n oorwinning nie. Is vandag nie dalk die dag wat jy verlossing kan kry van die saad waarmee jy jare loop. Vandag is die dag. Nie môre nie. Gister het dit nie gebeur nie. Maar vandag. Heg die waarde aan vandag, kind van die Here. Gebruik vandag, steek jou hand op vandag, praat met die Here, sê Here, ek sukkel met hierdie ding. Here, ek suffer. Maar
vandag is die dag wat U my gaan verlos. Praat ek reg met U? Vandag, glo ek, gaan U my lewenstyl verander. Hoekom? Want ek vertrou die krag van die opstanding van die Here. Dan, broer en suster, sal ons die waarde van vandag anders te sien. Kom by die derde saak uitkom. Dit is die waarde van jou redding. Ek dink almal wat hier sit kan sê, julle is gered. Ek dink almal wat vanmôre hier sit kan sê, daar het 'n dag gekom wat ek gesê het, Here, hier is my hele lewe vat dit. Maar ek wil vir julle ook vandag sê, as daar iemand is wat graag hierdie redding van jou wil wegvat, is dit die Satan. En hy sal begin van hierdie platform af. Hy sal niemand vanmôre sal hy verbygaan nie. Maar dit wat jy van die Here gekry het, sal hy graag vir jou wil wegvat van jou. Kan jy almal sê? Kind van die Here, daarom moet ek in die vanmôre 'n waarde heg aan jou redding. Jy moet vanmôre dit oppas wat jy van die Here gekry het. Dit is nie 'n ding wat een keer gebeur en ek my hart vir die Here gee en nou kan ek maar lewe soos ek lewe nie. Broers, dit is 'n daaglikse proses wat ek met die Here moet wandel en moet handel. Dit is waarom ek en u moet lief wees vir hierdie Bybelboek. Stem jy saam? Wat ons kan leer en lei, broer en suster, op die pad. Dis waarom ek en u die waarde van gebed moet ag. Dit klop jy op. Kom ons hanteer dit sommer. Daar is so groot waarde vanmôre in gebed. Maar wanneer ek en u gebed waardeloos hanteer, en wat doen ons? Ons doen dit net nie meer nie. En gebed word vir ons 'n minder lief, broer en suster, en ons heg nie die waarde daarin nie, dan kom daar 'n probleem met u en my pad waar ons loop. En ek en u het elke dag nodig, want die vyand, broer en suster, hy is soos 'n brandende leeu om te kyk of hy jou kan verwoes. Amen. Hy is nie gelukkig vanmôre omdat u in die huis van die Here sit. Hy is nie gelukkig vanmôre dat ek en u na die woord luister. Hy is nie vanmôre gelukkig dat u so lekker gesing het nie. En hy sal in die kerk gebruik dinge vanmôre, broer en suster, om u negatief te maak, om u redding vanmôre in gevaar te stel. Omdat dit vanmôre 'n groot waarde in God se hand is, dat ek en u kind van God kan wees. Ek wil vir u lees my teksvers om te bevestig. Hy sê dat die reddende genade van God het in alle mense verskyn. Almal wat hier vanmôre sit, broer en suster, hierdie genade van die Here, daardie red wat hy graag aan ons wil gee. Dit is nie by 'n kerk wat jy dit kry nie. Hy sê en leer ons om goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon. Ek en u moet afstand doen vanmôre van 'n wêreldse sin. Ek en u moet, broer en suster, 'n verandering in ons lewe bring. Kan jy amen sê? Ek en u moet vanmôre ons redding so ag dat ons kom by waar die woord van die Here graag wil hê. Hy sê ons moet ingetoe en regverdig en vroom in hierdie teenswoordige wêreld lewe. Daar is ongelukkig vanmôre van die hand van die Here, broer en suster, 'n verwagting dat ek vanmôre kan vroom en ingetoe wees. Dat ek en u vanmôre die waarde sal ag wat die Here vir ons gee. Hy sê terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grootte God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Weet jy vanmôre, broer en suster, u kan heilig wees. Geen amen. U kan vanmôre 'n lewe lewe, broer en suster, wat vanmôre vir die Here aanvanklik vanmôre, broer en suster, wat hy tevrede sal wees en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig en goeie werk. En jy kan dit weer gaan lees môre Titus 2, broer en suster, wat die Here môre van u en van my verwag. Al moet, ek is almal klaar. Daar is môre 'n groot waarde
aan hierdie tafel. Ja. Kan ons amen sê? Amen. Broer en suster, daar is 'n man, die naam van Jesus, wat sy alles vir u en vir my gegee. Die woord van die Here sê toe bokke en stiere se bloed en van lammers en van diere nie meer genoeg was nie. God die Vader sy enige seun gestuur en hy het aan 'n vloek onthang, 'n kruis, sodat ek en u vanmôre die oorwinning kan kry. En die Here gee dit vanmôre vir u gratis. En hy noem ons sy kinders. En hy sê almal wat na my toe kom, sal ek vanmôre rus en vrede gee. Ek wil u uitnooi en ek wil vanmôre weer vir u vra, wil u nie nog net weer vir die Here dankie sê en weer 'n waardering uitstuur vanmôre vir die vloekel waaraan hy gehang het. En ons herdenk vanmôre weer sy dood, broer en suster. Jy weet dat Jesus het vir meer as 30 jaar op die aarde gewandel om mens soos ons te word. Ek wil amper sê om ons te verstaan, maar hy was sonder sonde. Hy het soveel mense genees. Hy het soveel mense gevoed, wanneer daar behoefte was. Broers is tot die einde, het die kruis gedaan, van die dank om vanmôre, as ou liedjie wat sê, graf is leeg. Die doeke lê, en hy het opgestaan. Want hy het 'n belofte gemaak aan u en my wat vanmôre hier sit, broer, suster, en hy het gesê, dat ek gaan wel sterwe, want na 3 dae gaan ek opstaan. Dan sal ons lewe en ons sal lewe tot in alle ewigheid. En ek wil jou vanmôre sê, broer, suster, as ek nie die waarde vanmôre van hierdie tafel en sy opstanding gaan besef, dan is daar geen probleem vanmôre in hierdie gebou wat te groot is vir die Here op te los. En daarom nooi ek u vanmôre om die waarde van hierdie tafel vanmôre te kan besef. Jy weet, Getsemane, sê die woord van die Here het in bloed gesweet. Hy het 'n gebed gebid na sy Vader en gevra, as dit u wil is, wil u nie hierdie beker by my verbygaan, maar omdat hy vir ons wat hier sit so lief was, ja, het hy gesterf. Broer en suster, hy het in die kruis gehang in die middel, en die 2 manne daar, het vir die een man gesê, vandag sal jy saam met in die paradys wees. Dis die begeerte van die Here vandag, broer en suster, vir ons elke ene, dat hy ons so nader trek, en nader in hom hou, ons sluit af, en nog net dit sê, die Emmausgangers loop op die pad, na Emmaus, ja, en langs hulle loop 'n man, en broer en suster, hulle praat met hierdie man, maar hulle weet nie dis wie hy is. Kind van die Here, toe die man met hulle klaar gepraat het, wat sê hulle? Was ons nie brandende in ons harte nie? Kan ek en nie vanmôre nie weer brandende word? Oor die dinge van die Here. Kind van die Here, kan ons nie weer 'n opgewondenheid kry nie. Toe Jesus hom openbaar aan hulle, toe sê hy, man, dis ek wat ek saam met julle staan. Sê hulle, daar was iets anders. Hoekom? Want Jesus het saam met hulle geloop. Vanmôre, ek het nie net een oplossing. En dit is vanmôre dat ons saam met die Here pad sal loop. Dalk het jy geprobeer welkom om in te kom. Dalk het jy probeer vir jare jou eie pad loop. Dalk het jy gedink vir jare gaan ek op my eie dit deurbring. Maar die Here nooi vanmôre, bring jou in my lewe in. Bring jou weer in jou huis in. Vat vanmôre vir Jesus, broer en suster, en sit hom vanmôre op die hoogste sport wat jy kan. En dan sal ek en u vanmôre weer 'n ander lewe hê. Ek sluit af dan met die laaste waarde wat ek vanmôre wil behandel, broer en suster, en dis die waarde dat Jesus weer gaan kom. Kan jy amen sê? Kan ek prys vanmôre? Mense vergeet in
in die tyd waarin ons is, dat Jesus weer gaan kom. Mense maak dit af, broer en suster, asof ons jare wag, en gaan dit ooit gebeur. Maar ek wil vir u sê, sy belofte is die waarheid. Daar is 'n oortjie wat sê, elke belofte in sy woord is myn, elke hoofstuk, elke vers, elke lyn. En daarom kan ek nie vanmôre hoop hê, broer en suster, want Jesus gaan weer kom. En dis 'n waarde wat ons vanmôre nie moet waardeloos ag nie. Dit is nie iets wat ons eenkant moet sit en sê, ag, as dit gebeur nie, ons moet vanmôre 'n verwagting hê en sê, Here, ek wag met 'n hoop. Ons moet vanmôre daardie hoop hê. Here, in alles wat ek vanmôre deurgaan, daardie stryd wat ek vanmôre stry ek vanmôre. Hoekom? Omdat ek weet dat Jesus gaan weer kom. En ek gaan afsluit met die laaste skrif in Matteus 24, broer en suster, vers 29. En hy sê, net om vir u te bevestig dat Jesus weer gaan kom. U kan dit gaan lees. Hy sê, en dadelik na die verdrukkinge van daardie dae sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal beskik word. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, dan sal al die stamme van die aarde rou bedrywe, en die seun van die mens kom op die wolke van die hemel met 'n groot krag en 'n heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompet geluid. Ek dink ons moet wag wanneer daar die trompet gaan blaas en ons gaan hoor die kom Jesus. As ook woordjie wat sê ons gaan juig daar in die hemel. Ons gaan kroon die lam geslag. Broer en suster, is dit nie werk vanmôre om op te hoop nie? Is dit nie vanmôre werk om die waarde van Jesus Christus te besef nie? Om te kan weet dat ek en u, broer en suster, het elke stryd om te stry, maar Jesus gaan weer kom. Hy gaan sy belofte nakom om ons te kom haal en hy gaan sy engele stuur en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. En dan sê hy net oor die vyandboom. Broer en suster, ek wil afsluit om vanmôre vir my aan te moedig dat ons sal begin om die waarde te besef wat die Here vir ons gee. Begin vanmôre by die eie huis. Hoe? Besef die waarde van jou vrou. Vrou, besef die waarde van die man wat die Here vir jou gegee het. Kinders, besef die waarde van julle ouers en families, besef die waarde van die Here vir julle gegee het. Kerk van die Here, besef vanmôre elke ene wat hier is in die hand van die Here waardevol. Kom ons agter die waarde. Maar ons vanmôre die waarde van die Here sien wat hy met ons bedoel. Broer en suster, dan wil ek vir sê, daarvan is 'n blink toekoms. Daarvan het Jesus weer gaan kom haal. Mag jy geseënde wees. Mag die Here u seën.